Soos ek genoem het, is ons besig met die vroue van geloofreeks. Ons het al gekyk na Rahab 'n keer en ons het al gekyk na koningin Ester. En die gedagte rondom hierdie reeks is om na vroue te kyk en te kyk na hulle geloof en by hulle te leer. En ons doen dit so 'n bietjie anders as normaalweg in die sin dat ons vat 'n perikoop en ons kyk wat leer hierdie perikoop ons en ons maak soveel as moontlik toepassings op ons lewe en te sê maar kyk wat kan als gebeur in hierdie perikoop en vanaand is weer dieselfde. En vir die wat dalk vanaand saam met ons kuier, wil ek net vir jou wys wat die bedoeling is van hierdie reeks. Ons het 'n kort video snippet wat ek vir julle wil wys en dan gaan ons daarna aangaan. Ons praat vanaand oor Maria. En hier is wat die bedoeling is van hierdie reeks. Vroue van geloof. In die reeks gaan ons spesifiek sien hoe God vroue gebruik in sy koninkryk. Vroue speel 'n groot rol in God se verhaal met die mens. Ons gaan deur die loop van die reeks na verskillende vroue in die Bybel kyk. Ons gaan gekonfronteer word met daardie tyd se kultuur, gebruike, tradisies en snaakse optredes. Maar ons sien buitengewone geloof, moed en dade. Hierdie vrouens raak vensters deur wie ons God se genade en liefde sien binne moeilike tye en omstandighede. Kom ons sit in die reeks by die voete van vroue en dan leer en sien ons hoe hulle God reflekteer en Jesus volg. Kom ons maak die Bybel so by Lukas 1 vers 26 en ons gaan vanaand lees tot vers 39. En omdat dit 'n reeks is oor vroue, is dit net reg ook dat 'n vrou vanaand vir ons ook die skrifgedeelte lees. Maritjie, baie dankie. In die 6de maand van Elisabeth se swangerskap het God die engel Gabriël gestuur na 'n maagd in Nasaret, 'n dorp in Galilea. Sy was verloof aan Josef, 'n man uit die geslag van Dawid. Die naam van die maagd was Maria. Toe die engel by haar kom, sê hy: "Ek groet jou, begenadigde, die Here is by jou." Sy was verbuisterd oor die woorde en het gewonder wat die begroeting tog kon beteken. Die engel sê toe vir haar: "Moenie bang wees nie, Maria, want God bewys genade aan jou. Jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en jy moet hom die naam Jesus gee. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee, en hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie." Maar Maria sê vir die engel: "Hoe is so iets moontlik, aangesien ek nog nooit omgang met 'n man gehad het nie?" Die engel antwoord haar: "Die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek. Daarom sal die een wat gebore word, heilig genoem word, die Seun van God. Kyk, 'n bloedverwant van jou, Elisabeth, het in haar ouderdom self ook 'n seun ontvang. En sy, wat as onvrugbaar bekend was, is nou al in haar 6de maand. Niks is vir God onmoontlik nie." Maria sê toe: "Ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur wat u gesê het." Toe die engel van haar al weggegaan. Maria het haar sonder versuim gereed gemaak en haastig na 'n dorp in die bergstreek van Judea gegaan. Baie dankie. Kyk gesaam met my na vers 38. Soos ek gesê het, ons gaan die hele perikoop gaan, maar vers 38 dink ek is die kern hierso. Maria sê toe: "Ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur wat u gesê het." Toe die engel van haar weggegaan. Nou gemeente, weet jy, deur die loop van die eeue is dit baie duidelik dat ons as mens nogal sukkel wat om met Maria te maak. Hoe om haar te sien. En ek is seker u sal weet waarvan ek praat op 'n paar maniere. Party mense sien haar bloot net as Jesus se ma en sy's baie geseënd.
omdat sy Jesus se ma was. Maar ander het dit ver gevat, nee. Ander sien haar as 'n tipe voorspraak tussen die mens en God, of as 'n koningin. Sommiges het ook ver gegaan en haar selfs aanbid, omdat sy Jesus se ma was. Nou die beelde wat ons oor die jare het van haar, en veral as jy gaan kyk na die klassieke kuns, dan het sy altyd hierdie strale kraans om haar kop, of 'n kroon op haar kop. Maar wie is sy regtig? En wat kan ons by haar leer van geloof? Nee? Want volgens my is Maria een van die geloofshelde, en jy gaan sien vanaand hoekom in die Bybel, want die mooiste ding het met haar gebeur. Nou hou 'n bietjie in gedagte, as ons net gou die konteks in gedagte hou hierso. Maria was 'n, kom ons noem dit maar 'n tweede klas, nee. Vrouens in die kultuur van daai tyd was nie hoog in die aansien van die samelewing nie. So sy was 'n tweede klas, 'n jong Joodse meisie. Daar word bereken dat sy omtrent wat ons vandag ken as hoërskoolouderdom, tussen, kom ons sê 12 en 18, party mense sê 14 jaar oud was. En sy kom van 'n veragtelike dorpie af, nee, Nasaret, wat nie ver van Jerusalem af is nie. So dit is die Bybelse beeld van Maria. Dit is wat Lukas vir ons weergee. En kom ons kyk vanaand bietjie daarna. In vers 26 en 27, dan lees ons dat Maria was 'n maagd, en sy was verloof aan Josef. Kom ons kyk eers net gou vanaf na die verlovingsgedeelte. Ons gaan net so 'n bietjie deur hierdie perikoop gaan. Nou verstaan iets van verloving van daai tyd. Dis glad nie dieselfde as wat ons vandag as verloving ken nie. Vandag kan ons 'n verloving kan mens maklik opbreek met net 'n bietjie hartseer wat daarmee saamgaan. Maar in daai tyd, as jy verloof was, dan was dit so goed soos wat ons vandag omtrent sien as getroud wees. Jy het die bruidsprys betaal, die bruid is joune. En na 'n jaar omtrent vandat jy verloof geraak het, sê jy dan die bruilofsfees hê, en dan kan die vrou nou by jou kom bly of by jou kom intrek. Maar daar was geweldige gevolge gewees wanneer jy byvoorbeeld sou skei, nee. En wanneer jy verloof was, kon jy skei. Ons lees bietjie verder in Lukas, dan sê Lukas vir ons dat Josef wou aan Maria 'n skeibrief gegee het, nee, in die stilte, in die geheim, nee, want dit was die minimum vereistes vir skei. Nee, hy wou nie haar seer gemaak het in die proses nie, of haar in die openbaar blootstel nie, en hy wou in die geheim vir haar 'n skeibrief gee. Maar wanneer iemand geskei het, of wanneer jy swanger geraak het voordat jy getroud was daar erge gevolge volgens die Joodse wette. Jy kon byvoorbeeld tereggestel word, nie. Jy kon doodgemaak word, nie. Jy sou met klippe doodgegooi word. Dink aan daai vrou wat op oorspel betrap is. Wat het met haar gebeur? Hulle het haar vir Jesus gebring en gesê sy is op die daad betrap met 'n ander man. Moses se wet sê jy moet hom met klippe doodgooi. Wat sê u? En dan ken julle die gedeelte verder. Nee, so dit is wat ons moet weet van verloving in daai tyd. Verloving was 'n groot kommitment geweest. Maar ons lees ook dat Maria 'n maagd was. Nee, en ons lees dit nie net een keer nie, ons lees dit 'n paar keer in hierdie perikoop. En dit is vir ons belangrike inligting. En ons gaan nie vanaand oor die maagdelikheid praat nie. Ons gaan van die veronderstelling af dat ons almal in 'n maagdelike geboorte glo. Maar ek wil tog dit sê. Christus moes deur 'n maagd gebore word om sondeloos te kon wees. Want wat jy kry as God deur 'n vrou swanger raak en daar nie 'n man betrokke is nie, dan kry jy iets soos wat op die bord staan 100% God, 100% mens. En dit is wat ons bely tog ook oor Christus, nie, dat hy 100% God en 100% te gelykertyd mens was op hierdie aarde. Nou daar's baie ander stories in die Griekse en in die Romeinse geskiedenis van mense wat met goddelike wesens slaap, nee, of gemeenskap het. Maar wat ons sien hierso in hierdie gedeelte en wat dit verskriklik uniek maak, is die feit dat elke keer in die Griekse en in die Romeinse filosofie of denkrigtings of stories het 'n goddelike wese met 'n mens gemeenskap kom hê. Maar hierso sien ons hoe dit nie gebeur nie. Daar is nie 'n man betrokke nie, maar God self word mens vir ons.
En ek gaan nou 'n toepassing maak daarop, want dit is so belangrik dat ons dit noem. So 100% God en 100% mens. Nee, so Maria is 'n maagd en dan hoor sy hierso dat sy begenadig is, nee, deur God, omdat sy gaan swanger word deur die Gees. En hoor nou mooi, want en dit is die belangrike ding en dit is hoekom ek dink Maria so 'n geweldige groot geloof gehad het. Want God het vir haar gesê, jy gaan swanger word deur die Heilige Gees. Dink gou vir net kom ons stop net gou daar. Dink net gou vir 'n oomblik. Ons moet in vandag se samelewing sê, ek het swanger geword, 'n vrou het swanger geword maar daar was nie 'n man betrokke nie. Gaan ons al glo? Nee, ek gaan nie glo nie. Dis mens jy gaan dink sy jok. En binne nog 'n kultuur waar jy as dit met jou gebeur kon doodgemaak word en as jy weet maar Josef gaan dalk vir my skei oor hierdie saak. En dis die konteks waarin Maria gesê het, God, dis reg. Ek is 'n instrument in die hand. Dis wat haar geloof so vrek mooi maak. So Maria moes God se woord vat. Al het nog niks gebeur nie, al kon sy nog niks sien nie, moes sy God se woord vat en op sy beloftes hou. So wat vir Maria vertel word is rasioneel eintlik onverklaarbaar. En sosiaal het dit groot gevolge. En sy weet dit as 'n Joodse meisie. En ek dink sy moes gestoei het hiermee. Dis nie iets wat sommer net ligtelik opgaan nie. Sy moes definitief gestoei het hiermee en as ons hier kan stop. Ons gaan ek vir jou handvatsels gee om die huis te vat oor geloof en ons gaan vanaand kyk hoe geloof opkyk. Ons gaan kyk hoe geloof na binne kyk. Ons gaan kyk hoe geloof vorentoe kyk, hoe geloof kant toe kyk en agtertoe kyk. Dat jy kan dit saamvat huis toe en sê maar hoe lyk my geloof? Hoe lyk my verskillende rigtings geloof nadat jy uitgestap het? So ons is net dit te verduideliking want Maria het hierso gestoei met hierdie gevolge met wat sy moes gesit het, nee. En dit is so in my en jou lewe, as ons 'n paar toepassings kan maak, as die lewe irrasioneel vir jou lyk. As die lewe vir jou voel of dit net soos die Engelse sê crazy gaan in my lewe. Nie meer sin maak nie. As dit voel of dinge vir jou te erg raak en God die onmoontlike van jou verwag, hou vas aan God se woord. Al lyk dit of daar nog niks gebeur het nie. Laat dit jou anker wees. En ek wil vir jou vra vanaand, wat doen jy in jou lewe? Met daardie goed wat jou laat wakker lê in die aand, nê, wat soms nie vir ons sin maak nie. En Maria herinner ons vanaand om te sê, hou vas aan God se woord. As dit voel of die lewe die mekaar raak, want dan dink ons aan God en aan sy beloftes. 'n Toepassing. Maar die maagdelike geboorte sê ook vir ons. En dit is die mooi hiervan en dit voel sommer of ek wil Kersliedere sing as ek oor Maria lees. Maar wat die maagdelike geboorte vir ons sê, is dat ons het 'n God wat nie daar ver is nie. Dis nie net 'n energie wat in die heelal rondsweef nie. Dis 'n God wat bemoeienis het met my en jou. Dis 'n God wat medelee het, want hy het ons pyn kom ken. Die feit dat God gesê het, maar ek wil mens word, ek wil aarde toe kom, ek wil sien hoe voel dit om soos 'n mens te wees net. Ek wil sy pyn ken. Ek het nodig om 'n mens te word om die mens te verlos, nee, en dis waar dit gaan. Nee, dis vir die maagdelike geboorte vir ons sê. So God is nie daar ver nie. Hy sê hy het medelee met ons. Hebreërs 4 vers 15 sê presies dit. Die hoëpriester wat ons het, is nie een wat geen medelee. Hy verwys na Christus hierso. Wat nie geen medelee met ons swakhede kan hê nie. Hy was immers in elke opsig net soos ons aan versoeking onderwerp, maar het nie gesondig nie, nee. Hy ken ons swakhede. Hy weet, as jy deur pyn gaan, weet hy hoe dit voel. Hy weet waarheen jy gaan. Hy gaan saam met jou daardeur. Dit het ons al baie vir mekaar gesê. As ons hierso saam die woord verkondig. So Maria hou vas aan God se woord in tye wat dinge irrasioneel vaal lyk. Geloof, kyk op. Kom ons kyk 'n bietjie hoe lyk geloof wat binne toe kyk. En dit is 'n baie mooi eienskap van geloof. Want ons sien ook in Maria se geloof hoe dit na binne toe kyk, nee. Vers 28 sê die engel vir haar, ek groet jou, begenadigde. Die Here is by jou, nee. Ag, gemeente, dink gou vir jouself. Natuurlik is hy begenadig.
Sy is een vrou in die geskiedenis van die heelal wat hierdie voorreg sal hê om die verlosser vir 9 maande in haar baarmoeder te kon saamdra. Verseker is hy begenadig. Maar ons het gesien ook binne die konteks van hulle kultuur dat sy groot geloof nodig het. Want sy staar verwerping, egskeiding in die oë. Mense gaan sleg van haar dink. So sy het 'n hoop geloof nodig, nee. En daarom sê die engel ook vir haar, die Here is by jou. Jy kan dit beleef hier binne in jou. Want Maria besef wat sy instrument in God se hand is en sy is deel van hierdie verlossingsplan, maar sy het hierdie geloof nodig. En sy kan dit nie op haar eie doen en daarom sê die engel vir haar, die Here is by jou. Die Here is by jou. En weet jy wat is mooi? Omdat Maria gelowig was, het sy die verlosser in die wêreld gebring. En die verlosser het vir ons gesterf aan die kruis. En hy het opgestaan en hy het opgevaar en hy het gesê, gaan verkondig dat ek opgestaan het aan al die nasies en onthou ek is met julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. En hy het ook gesê en onthou die Gees gaan oor jou kom, nê. En omdat ons nou in 'n herstelde verhouding met God is as gevolg van wat Jesus Christus gedoen het, as gevolg van wat ons vanoggend hierso geëet en geproe het, kan God vanaand vir ons ook sê dat ek en jy begenadig is. En omdat ek en jy begenadig is, kan hy ook vir jou sê, maar ek is by jou. En dit is hoekom geloof na binne toe kyk. As dinge irrasioneel begin raak, as dinge voel of dit uit verband uitgeruk word en dinge maak nie meer sin nie, dan kyk ons binne toe. Want die Here sê hy sal ons nooit verlaat nie. Gister lees ek Markus raak. 'n gedeelte Markus, die profetiese rede, waar die Here sê, selfs al word jy voor die howe gesleep as gevolg van jou geloof, moenie bang wees nie, want ek sal die woorde vir jou gee, nee, die Gees sal die woorde in jou mond vir jou sit wat jy moet sê. En dit is dit wat my moet gee. Die feit dat ek kan binne toe kyk en sê, Here, U is by my. Selfs in 'n klein dingetjie, selfs in die migraine wat ek beleef het hierdie afgelope 2 dae, kon ek sê, Here, ek weet U is by my. Ek moet hier deurkom. In jou lewe sal jy weet wat jou migraine is. Wanneer jy moet binne toe kyk. En wanneer jy moet net weer besef, maar ek is begenadig. En dis waar dit gaan. God is by my. Kom ons kyk, hoe kyk geloof vorentoe? Dis die volgende ene waarna ons kyk. O ja, dit moet ek tog by sê. Ons is nog steeds by hierdie punt, ek het nou vergeet om dit te noem. Die feit dat jy begenadig is, en die feit dat God sê ek is by jou, maak nie dat geloof noodwendig maklik gaan wees nie. Gaan kyk bietjie verder in Lukas na Maria se storie. God het al verseker dat hy by haar is. Ek meen, hy was daar by haar gewees. Maar sy het dit nie maklik gehad. Net 'n entjie verder dan moes sy hoor hoe baie seentjies doodgemaak word deur Herodes, omdat hulle haar seentjie soek. Vir Jesus Christus soek. Sy moes vlug Egipte toe vir haar lewe. 33 jaar later moes sy haar seun aan 'n kruis sien hang. Sy het dit nie maklik gehad. So die feit dat jy geloof het, die feit dat jy begenadig is, die feit dat die Here sê ek is by jou, sê nie dat dit noodwendig 'n maklike paadjie gaan wees nie, maar dit sê net dat jy moet aanhou om God te soek in hierdie paadjie, want hy is daar. Hy verseker dit keer op keer. Ons gaan nou sien, as jy terugkyk in jou lewe, kan jy dit sien. Goed, nou gaan ons na geloof wat vorentoe kyk. En wat ons bedoel met vorentoe kyk is dat Maria gesê het, Here, ek is beskikbaar. Ek is die instrument, kom ons gaan. Laat dit met my gebeur. Laat met my gebeur wat U wil hê met my moet gebeur, nê. En die oomblik toe ek hierdie woorde van haar sien, toe kom die eerste ding by my op. Ek onthou dit so goed daar op in my bladsy wat ek besig is om as ek preek maak, as ek eksegese doen, het ek hierdie woorde neergeskryf van iets van soos die klei in die hand van die pottebakker het my opgekom. Dat Maria sê, Here, ek is soos klei in die hand. Maak met my wat U wil. Ek is bereid. Ek is die diensknegt, ek is jou instrument. Maak met my wat U wil. Ek verstaan die pad is nie maklik nie. Ek verstaan Josef gaan dalk vir my wil skei. Ek verstaan die mense gaan my judge.
maar ek is tot u beskikking, nee. En letterlik staan daar, ek sal 'n slaaf wees vir u. Nee, want God besit ons. Hy kan maak met ons, hy kan ons roep waarvoor hy wil, nee. So ek wil u slaaf wees. U is besig met my, maak met my wat ek wil. So ons sien hierso, nommer 1, ten spyte van geloof en 'n bereidwilligheid. Ten spyte van geloof en 'n bereidwilligheid, dis wat jy so sien. En dit is hoekom geloof vorentoe gaan. Nee, ek is diensbaar, ek is 'n instrument. Kom ons gaan vorentoe. Kom ons laat die dinge met my gebeur. En weet jy wat maak Maria se geloof so spesiaal? Is hierdie ek tel hierdie rou kindgeloof baie op. En sy was 'n kind gewees, nê. 14 jaar oud, kom ons sê 14 jaar oud. Wat sê Vader, U vra dit van my, al kos dit my wat, dit is reg. Kom ons gaan. My drome, my idee van 'n toekoms saam met Josef en ons eie kinders, wat sy gehad het eventueel, gaan ek op sy skuif sodat U deur my kan werk en ek 'n instrument kan wees in U hande. En dis wat dan geloof so geweldig uniek maak. Weet ons as mens en God roep elkeen van ons gaan dit nou weer vir mekaar sê, maar as jy gaan kyk na ander gedeeltes in die Bybel waar God mense roep en vir hom sê jy gaan 'n kind kry, was daar elke keer verskillende reaksies gewees. En dalk kan jy vanaand assosieer met van hierdie reaksies. As jy dink wat God in jou lewe gedoen het of wat hy al van jou verwag het in sekere situasies. Dink 'n bietjie aan Sara. Sy was op 'n hoë ouderdom toe God vir haar gesê het jy gaan 'n kind kry. Toe het sy gelag. Sy het gelag vir die Here. Manoag, Samson se pa, hy was ontstel toe hy gehoor het hy gaan 'n kind kry. Sagaria, net vroeër in Lukas 1, hy was 'n priester in die tempel en hy het getwyfel of dit wat God sê moontlik is. En dan sien ons Maria, En dan mooi en ek het al myself baie afgevra, dit klink of sy twyfel. As hy vra maar hoe is dit moontlik, maar sy twyfel nooit. Sy wil net weet hoe gaan dit gebeur. Sy het God altyd vertrou daarvoor en Maria, sy het geglo. En weet jy wat is nogal uniek van hierdie, kom ons vat hierdie 4 mense. Elke keer is dit Sara en Abraham. Man en vrou, hulle gaan normaal geboorte gee aan 'n kind. Manoag, Samson se pa, normaal, Sagaria, by Elisabeth, normaal. Maria, abnormaal. Eintlik irrasioneel. Die ongelooflike geloof wat met haar gebeur en sy glo dit. En hoe reageer jy? Hoe antwoord of ons moet nooit op God se eise of roeping antwoord deur te lag, kwaad te word, te twyfel of bang te wees nie. Maar ons moet bereid wees om te sê, Here, ek is 'n instrument en dit wat U vir my vra nou, dit gaan ek doen. Wat moet jy sê? Here, laat dit so wees in my lewe. Waar weet jy? En dink bietjie aan jou werk, Dink in jou huisgesin. Dink in jou huwelik, dalk tussen jy en jou man en vrou, of 'n verhouding waarin jy staan. Of daar waar jy dalk jy sport beoefen. Of daar waar jy in kontak is met mense, Of selfs tussen jou verhouding met die Here, Waar hoor jy? Waar weet jy wat God se wil is, wat hy wil hê jy moet doen? En ek verwys sommer terug na 'n paar preke wat ons gehad het oor versoening en vergifnis ook hierdie laaste tyd, Waar jy weet wat God se wil is, maar jy het nog nie gesê ek sal die diensknegt wees nie. Ek sal daai instrument wees nie. En ek sal gehoorsaam wees en beskikbaar wees tot U diens. Maar nog 'n vraag wat jy vir jouself moet afvra. Is hoe lyk jy vertroue in God? Ons mense wil eers die uitslag sien, Ons wil eers sien hoe gaan dinge uitdraai vir my voordat ek God vertrou. En Maria in haar geloof wys dit juist vir ons die teenoorgestelde dat sy sê, dis reg, ek is 'n instrument, ek is bereidwillig, al het sy nog nie gesien wat gaan gebeur. Al weet sy nie van Egipte en van Herodes en van die kruis wat voor lê.
Tweede laaste punt. Geloof kyk kant toe. Ek het daai laaste vers 39 spesiaal laat saam lees vanaand, nê, want ons lees in vers 38 in ons fokusgedeelte het ons gelees dat die engel het van haar af weggegaan. So God gee vir Maria hierdie roeping, nê. Hy sê vir haar jy gaan swanger word deur die Heilige Gees. En dan is dit asof God van haar af weggaan. Het jy taak gekry en of dit is hoe dit voel. Het jy taak gekry en nou is jy op jou eie. Ons is nie op ons eie nie. Twee dinge. Ons het nou gehoor dat die Heilige Gees by ons is. Verseker so. Maar kyk 'n bietjie wat gebeur hierso. En kyk hoe mooi is dit. Kyk hoe bring God dit vir ons uit ook vanaand. Sy staan onmiddellik op en hardloop na Elisabeth toe. Wat ook swanger is en gaan bly by haar vir 3 maande. Dit is asof God vir haar sê, gaan na Elisabeth toe. Gaan vind skuiling daar by haar. En sy het dit gedoen en vir 3 maande daar gaan bly. Kon Elisabeth in daai tyd vir Maria sê, Maria, dit wat God in jou doen is groot. Jy's begenadig. Kyk wat het hy voorspel in Jesaja 7. 'n Maagd sal swanger word en jy is daai maagd. Sy kon vir haar hoop gee. Sy kon vir haar sê, Maria, dit is wonderlik wat met jou gebeur. Sy kon wegkom van die samelewing wat haar gaan veroordeel. En nou nie gaan glo dat sy gaan sê, maar die Heilige Gees het deur my swanger geword nie. Elisabeth kon vir haar sê, Maria, kyk na my. God kan die onmoontlike doen. Kyk, hoe oud is ek? Ek is al gevorderd in die lewe en ek is swanger. God het dit gedoen. Hy kan enigiets doen. Niks is vir hom onmoontlik nie. Dit wat met jou gebeur, dit is wonderlik. Niks is vir God onmoontlik nie. En dit het my die vraag laat vra. Hoekom lewe ek en jy so 'n eilandlewe? Hoekom lewe ons so in isolasie? Hoekom as dinge begin irrasioneel vir ons raak of as ons voel die lewe begin bietjie druk op ons of dinge maak nie sin in die lewe nie, dan sluit ons onsself toe binne onsself. Ons bou mure om ons. Ons is soos daai vrou wat op daai eilandjie staan. Is dit nie juis dit wat Maria doen daar by Elisabeth? Is dit nie juis wat kerk moet wees nie? Dat ons mekaar kan help met die geloof, dat ons vir mekaar kan sê, kyk wat het God beloof. Kyk hoe lyk dit in jou lewe. Ons kan mekaar bemoedig, ons kan vir mekaar 'n seën wees. Maar ons kies om hierdie eiland geïsoleerde lewe te leef elke liewe dag. Veral as dit swaar gaan. Dan wil ons die deure toesluit. Ons wil nie hê mense moet hier binne inkom nie. Maar weet jy, ons is besig met hierdie mekaar reeks ook in die oggende. As jy jou hart toesluit of as jy jou deure om jou toesluit wanneer dinge in die lewe skeef gaan, dan gaan medegelowiges nie kan weet hoe om mekaar te kan help om byvoorbeeld laste te dra nie, of hoe om vir mekaar lief te wees nie. Of hoe om mekaar op te bou, of waarvoor om vir mekaar te bid nie. En Maria wys dit teenoorgestelde vir ons en sy sê, kyk hoe kan dit lyk? So, dit moet 'n veilige plek wees, kerk wees, moet 'n veilige plek wees waar ons mekaar kan help met geloof, mekaar kan motiveer en sê, kyk wat het God gedoen. En dit bring my by die laaste punt en ons gaan stomp afsluit vanaand. Maar geloof kyk ook terug. As jy gaan 'n bietjie aanlees dan, ons gaan dit nou sing ook. Ek dink jy ken dit almal, daar agter in die Psalmboek by die skrifverruiming sien ons die loflied van Maria. Ja, saam met Elisabeth kon hulle God se beloftes opsoek. En sy kon terugkyk en sy het nie aan haarself gedink nie. Kyk bietjie daai lied. Dit maak God groot vir wat hy al gedoen het in die verlede. So geloof moet ook terugkyk in die verlede en jy sien wat God beloof het. Jy sien in jou eie lewe. Ek onthou dit baie goed met die wegtrekreeks. Het ons baie keer daarna verwys na die klippilare of die altare wat die volk gebou het of dit wat hulle opgerig het om te onthou wat God vir hulle gedoen het. Dieselfde in jou lewe. As jy geloof terugkyk, dan onthou jy bietjie wat God vir jou gedoen het. Ook in tye
wat dit voel of die samelewing jou veroordeel vir wat jy nou gaan doen. En dat jy so staan in die samelewing, of wat dinge irrasioneel is, dan kyk jy terug en sien wat God gedoen het. En dan onthou jy dit bietjie. En as jy dit onthou, dan maak jy dit deel van jou lewe. As die lewe radikaal is en ons het geloof nodig, dan as ons geloof kan opkyk, as ons geloof kan binne toe kyk, as ons geloof vorentoe kan gaan, as ons kant toe kan kyk saam met medegelowiges en terug kan kyk, kan ons Jesus volg en op sy voetspore wees as die lewe net besaar raak. En dis waartoe God vir my en vir jou roep. Ek dink mens kan nog baie dinge noem oor geloof wat op en af kyk, maar onthou dit vir vanaand. Onthou dit wat God deur Maria gedoen het en die voorbeeld wat sy vir ons daar is. En onthou 'n bietjie Hebreërs 11, gee vir ons hierdie geloofshelde. Ek dink Maria is een van hulle. Onthou die geloof wat opkyk. Kyk binne toe, gaan vorentoe, kant toe en dit kyk terug. Kom ons stop hierso vir vanaand. Amen. Ons bid saam. Ons getroue God, Here, dis met soveel lof en met dank en saam met Maria wil ons vanaand kom sê en kom sing dat U goed en getrou is. Dat U ons as begunstig of begenadigde sien. Dat ons weet dat ons nooit alleen is nie. Here, U versterk ons geloof elke liewe dag. Ook as ons hier by mekaar is en ons kan hierdie woorde hoor. Dat U nie 'n God is wat daar ver is nie, maar dat U deernis, dat U iemand is wat medelee met ons het, met ons swaar kry, met ons swakhede het. Dat U weet as ons deur pyn gaan of as ons deur moeilike tye gaan, dan is U saam met ons daar. Here, en al moet ons hierdie boodskap keer op keer hoor, Sondag na Sondag, kan ons dit nooit genoeg hoor nie, want ons weet, Here, as dinge in ons lewe begin irrasioneel raak, dan het ons net U om aan vas te hou. En dit is ook ons gebed vanaand vir die gelowiges hierso van Bellville-Oos, dat wanneer dinge vir ons begin moeilik lyk, as ons voel of ons in 'n woestyntyd is, dat ons met geloof in U sal vashou. Al maak die lewe nie sin nie, al is dinge partykeer vir ons in 'n war, of al is ons die mekaar, dan weet ons dat ons enigste troos in lewe en sterwe is dat ons aan Jesus Christus behoort. Dat ons geloof in U kan hê. Here, maak dit vas in ons harte. Help ons om terug te kyk en te onthou wat U in elkeen van ons se lewe gedoen het en in hierdie lewe al gedoen het. Ons het die hele Bybel om te gaan kyk hoe getrou U is en dat ons in die lewe dit sal onthou, dat ons sal terugblaai in die geskiedenis en sal net sien hoe getrou U is en dat U teenwoordig is. U is nie maar net 'n energie wat daar bo ergens rondsweef nie. U is hier met ons, hier en nou. Here, die grootste troos wat ons het, is dat U ook 'n trooster gestuur het. En dit maak dat ons kan binne toe kyk. Help ons om dit te onthou. Nie net in swaar tye nie, maar elke dag van ons lewe, dat ons nooit alleen is nie. As ons rondloop en ons dink dalk dat ons 'n ander taal praat Sondag, of dat ons hier binne die kerkgebou nie kan vloek of kan lelik praat of ons kan skinder nie, herinner ons dat die Gees daagliks by ons is en ons dit nooit kan doen nie en nooit mag doen nie. Gee dat ons gereeld sal binne toe kyk en onsself sal herinner aan die teenwoordigheid in ons lewe en dat ons lewe daarvolgens sal rig en bepaal. Here, ons vra hierdie dinge want uit onsself kan ons niks doen nie, maar in die naam van Jesus Christus is alles moontlik en ons bid dit in sy naam alleen. Amen.